Kom binne gaan saam, want wie weet waar. Ons gaan kuier en inloer van hier tot daar. Kom binne gaan saam, waar die wind ons waai. Is die wêreld te kuier lank toegedraai. En dis alles Pasella, kom jou haal. Alles jy waar ook al. Alles Pasella, kom jou haal. Vanaand in Pasella kuier ons in Hartbeespoort. Ons ry kabelkarretjie saam met fliekmakers en akteurs Ivan Botha en Donnelly Roberts. En Paul begewe hom in watersport. Ons besoek Frankryk in die kleine. Wow. En Dousie gooi sy deure oop vir 'n cowboy partytjie. Alles Pasella. Die gewilde wegbreekdorp Harties in Noordwes is sowat 45 km se ry vanaf Johannesburg. Die dorp lê aan die oewer van die Hartbeespoortdam en aan die voet van die Magaliesberge. Met Valentynsdag om die draai het ons dit goed gedink om met 'n lugballon weg te spring. En dit is dan ook die eerste keer wat ons nuwe aanbieder, Carmen Pretorius, saam met Paul 'n dorp invaar. So, ek kan aan 'n beter manier dink om hierdie toeristeparadys te verken as van die lug nie. Ja nee, ons is nou letterlik met ons koppe in die wolke. Dis my eerste keer in 'n lugballon. Ek kan sien dis 'n bietjie senuweeagtig. Is nie man. Bill, ek dink jy is so bevoorreg om elke oggend die son so te sien opkom. I'm such a lucky guy. I don't know whether I'm working or playing. In fact, I'm one of these guys who gets paid for having fun in the beautiful Harties area. Oh, look here. Good morning. Bon matin, monsieur. It's so much back to nature. You can pick a leaf off a tree and everybody has a window seat. Bill weet waarvan hy praat en het al 4500 ritte agter die rug. Ek wens ons kon heeldag hier bo in die lug rondsweef. Maar 'n mens kan nie 'n cowboy ete hier hou. Nee. Wel, ek gaan een vorm van lugvervoer ruil vir 'n ander, want ek gaan vir Ivan Botha en Donnelly Roberts by die kabelspoor kry om te gesels oor hul nuutste fliek wat in Mauritius geskied is. En ek sal gaan soek vir 'n partytjie later. Kan ons net eers land. Kom ons spring. Good morning. Can we land here? Bill is die eerste ou wat kommersiële lugballonvlugte aan Suid-Afrikaners bekend gestel het. Veilig terug op moeder aarde, kry Paul koers na die kabelspoor om meer uit te vind oor die fliek vir altyd wat in Mauritius geskied is. Wel, hier is nou nie so eksotiese eiland soos Mauritius nie, maar jy kan nou nie klaar die uitsig nie. Glad nie, daar's water en daar's 'n boot, so dis ons eie Mauritius. Ja, dit is amper soos die see vir Gauteng. Hoekom het julle besluit om julle nuwe fliek vir altyd in Mauritius op te neem? So ek dink daar's 'n paar redes. Dis 'n romantiese film en ek dink dit het baie mooi ingesluit by die tema van witbrood en met simbolies oor die witbroodfase in verhoudings en ek dink mense wou op 'n visuele manier ook aan daai simboliek raak. Wat was van die logistieke uitdagings wat julle gehad het? Dis seker om mekaar te verstaan. Weer speel nie altyd saam nie. Die wind was nogal 'n groot kwessie. En Ivan se hare het ook saam met die wind gespeel. Weet sy hare soos die palmbome gelyk die hele tyd. Ivan en Donnelly se vorige fliek, Pad na jou hart, was 'n weggonsukses en het 11 miljoen rand by die loket verdien. Die fliek het plaaslike rekords laat spat en is ook by 2 bekende filmfeeste in Noord-Amerika aanvaar. En dit blyk of vir altyd selfs beter kan doen. Nou, ek is seker die kykers gaan mal wees oor die visuele aspek van julle fliek, maar dit is natuurlik ook 'n romantiese verhaal. So, wat kan die kykers op die groot skerm verwag? Vir altyd is 'n romantiese avontuurfilm. So ons gaan mense op 'n avontuur van die verskillende seisoene en fases van liefde vat. Nou net my rok geskeer. Net 'n rok. Net 'n rok! Dis 120 gaste wat toe kyk hoe die man aan wie jy die res van jou lewe wou beloof jou alleen voor die kansel los. Julle twee skryf saam en vir 2 kreatiewe mense, sjoe, nou, moet seker nogal baie konflik wees. Nee, ek dink ons vul mekaar ongelooflik goed aan. Daar is geen egos betrokke nie. Dit gaan oor wat is die beste vir die storie. Ons het 'n roman uitgebring, gebaseer op die draaiboek wat ek en Donnelly geskryf het. En ons het vir jou een saamgebring. So hopelik kan jy iemand se hart bly maak vir Valentynsdag. Nee, dis 'n wonderlike Valentynsgeskenk. Nou, terwyl ons die uitsig verder geniet, het Carmen intussen 'n goeie idee gekry vir die partytjie later vandag. Dousie het geen bekendstelling nodig nie.
Die man met die rasperstem se kuierplek Back to the Roots het so reg in ons kraal geval vir ons cowboy opskop. Sommer met die intrapslag is ons deur musiek verwelkom en Carmen het saamgespeel. Princess. Ek kan nie glo dat ek saam met Dozy sing nie. Dit is vir my regtig 'n eer. Dis nie so erg, jy moenie worry nie. Maar dit lyk my daar is 'n verskuilde cowboy wat binne in jou wegkruip. Ek dink so. Dis mos maar almal cowboys, jy weet, ons kom van plase af. Wat is dit van hierdie area wat jou aanvanklik aangetrek het? Ek het maar net gesoek na 'n plek en toe kom ek hier op af. Toe was dit nog net hierdie huis wat hier was. Toe ruk ek al die lemoenbome uit, of sit ek vir my 'n venue in. So dit was 'n lemoenboord gewees, soos die Engelse gesegde, you're making lemonades out of lemon. Ja. Ja, want ek verstaan mense en ek ken musiek. Jy is 'n baie besige man wat albums en vertonings aanbetref. Waarmee is jy tans besig? Ek is nou weg by alle record companies. Ek gaan nou soos vir my eie YouTube channel create ek nou en so eintlik is dit vir my amazing want nou al die musiek wat in my siel regtig soos nou die ontplofbare musiek is wat so serious musiek is nou my eie. En jy beheer daaroor. Ek wil jou kom haal voordat jy weer verdwaal. So deur al die musiek maak deur, knyp hy ook tyd af vir ander spesiale dinge in sy lewe. Dozy, waar is die liefde van jou lewe? Is dit die meisie waarvan ons praat? Ja. Oh my. Maar sy naam is eintlik Skalkie. Want die mense wat hom voor my gehad het gedog dis 'n mannetjie. Kan ek vir haar 'n swinkie gee? Ek hoop nie sy Sy gaan my byt. Sy sal nie. Kyk so. Dit is 'n liefdesverhaal. Moet sy op jou skouer sit. Ja, sy kan maar. Sit daar Skalk. Okay. Dankie Skalk. Jy is nie net 'n musikant nie, jy skilder en verf ook mos. Ja. So vertel my 'n bietjie meer van jou skilderye. Soos daai het ek in standaard 8 gemaak. Dis van David Bauer. Standaard 8. Ja. Ek het gaan graphic designing swat en toe het ek later graphics gelos en fine arts gedoen. Want fine arts is meer los, jy kan doen wat jy wil. Maar toe terwyl ek besig was met my laaste jaar, toe het ek soos begin sing in pubs vir extra bucks. En toe het ek net meer van musiek gehou. Ek kuier nou so lekker saam met jou en Skalk, jou papegaai, Ja. maar ek wil gaan inloer by Annette om te sien hoe ver ons cowboy tafel dek. Okay, maar jy gaan mal, ek gaan nou net vir Skalk vat want hy gaan as jy hom buite toe vat gaan hy 10 teen 1 ander voels raak sien en dan raak hy verlief. Annette Swart is die tafeldekor Fundi wat die cowboy-styl tema van ons partytjie tafel toe bring. Annette, hierdie is darem 'n indrukwekkende tafel wat jy hierso opgestel het. Vertel my meer van die elemente. Carmen, die plek se naam is Dozy Back to the Roots. Dit is hoekom ons begin het met die alwyne, die wortels en al die vetplante wat ons weer kan gebruik en goed. Ek sien 'n mens het nie baie geld nodig om 'n kleurvolle tafel te dek nie. Nee, Carmen, jy het eintlik regtig nie nodig nie. Hier is russies, jy kan dit uit jou tuin uit kry. Eintlik die nuwe neiging is om nou baie meer kruie op jou tafel te gebruik. Hierdie ouetjie is baie interessant. Waar het jy hulle gekry? Ek het dit self gemaak. En eintlik het ek nog eene wat ek oor het wat ek vir jou kan wys hoe om dit te kan maak. Ek hoop dit is maklik. Dit is baie maklik. Ons gebruik 'n gewone konfytbottel, soos hom net mooi skoon gemaak. En dan vat jy jou handvatsel van 'n kas en jy sit jou gom daar en daar. Das. Nou sodra jou handvatsel hard is, het ek sommer hierdie sheriff badge gevat en jy vat en smeer 'n bietjie gom aan en jy sit hom daaraan net vir die cowboy gevoel. En daar het ons 'n oulike cowboy beker gemaak. Dit lyk pragtig. Mooi, né? Ja. Maar jy moet nou saam met my kom want ek wil jou iets gaan wys wat jy baie van gaan hou. Daar word na Ukutula verwys as die plek van stilte wat slegs deur die brul van die koning van die Bosveld onderbreek word. Dozy het voorheen hier kom handbysit met die rehabilitasie van leeu's en die plek lê hom na aan die hart. Sparkly, julle is bekend vir julle bewaring en opleiding. Vertel my 'n bietjie meer. We work with numerous institutes like the University of Pretoria, the University of the Western Cape. Ukutula has been part of the pioneer group in regards with genetic materials. So everything here at our institute runs about perseverance and conservation of the lions and the cat species as a whole. Die welpies was op die dag omtrent kykie van die baan en toe is dit tyd om saam met die groot menere te gaan stap. Hoe het jy geweet groot katte is my gunsteling diere? Ag, as jy nou
is waar ek is in my lewe, dan besef mens weet goedjies soos daai, jy weet. Ja. Jy was nou al 28 jaar in die bedryf. Hoe voel jy het jy gegroei? Ek het, hoe kan ek sê, gegroei in 'n way van ek het baie rustiger geword. Ja, en ek oefen nog steeds elke dag gitaar, 12 ure. Ek was nou so opgewonde om die beroemde Dozy maanare te sien, maar nou is hulle weg. Ja, maar jy moet nie te worry daaroor nie, dit sal weer groei. Gaan dit terugkom? Ja. Kan ek voel? Ja, voel maar so 'n bietjie. Daar is min dinge wat by 'n wegbreek in die natuur kan kers vashou. En ek is seker Cowboy Paul kan nie hiermee kompeteer nie. Na die breek vermaak Paul ons met sy watersportmanoeuvres en later kuier ons saam met Paul Creer in 'n Parys op eie bodem. Ons kuier in Harties, 'n watersportparadys. Cowboy Paul het nie op hom laat wag nie en sommer 'n tube opgesaal tot groot vermaak van ons silverdoeksterre. Lekker Paul, het jy dit geniet? Ja, dit was 'n groot jol, maar ek myself omtrent simpel geval. Ek het al vergeet hoeveel pret mense op hierdie dam kan hê. Ja, en dis reg Paul, daar's baie mense wat deurkom om dit te geniet. En dit is een van die redes hoekom die dam daar is. Dit was 'n visie van generaal Hendrik Schoeman en op die einde is dit gerealiseer deur sy seuns vir pret en plesier en vir besproeiing vir die boere. Wel, een van die beste dinge van die dam vir my is hierdie berge. Aan die linkerkant is die suide, is Magaliesberge en aan die regterkant is die Witwatersberge. So die dam is geleë binne in 'n vallei. Op die Hartiesdam sal pret jou vind ten spyte van 'n besige skedule. Jo. So, weet jy nou genoeg van Hartbeespoortdam af? Ja, nogal interessant. As 'n fliek nou klaar is, hoe lyk 'n tipiese week in julle lewens? Elke gaatjie wat ek het wat vir my vrye tyd het, is wanneer ek saam met my dogtertjie. Sy is nou graad 1. Dis haar pa se hartse punt. Ek is baie lief vir lees. Dis dit ook vir my lekker om 'n sonkolletjie te vind in my kamer en te gaan lê met 'n lekker boek. Maar ek moet sê, julle lyk vir my heeltemal te gemaklik en te droog. Ek dink dat julle nou in die water ingaan. Ek sien. Toe Donnelly en Ivan 3 jaar gelede kragte saamgespan het as skrywers en vervaardigers, het hulle aan die diepkant ingespring. En vandag kyk hulle nie terug nie. Ja, okay, wel, julle moet nou maar lekker verder speel want ek gaan eers die bekende Hartbeespoortdam brug van bo af bekyk. Hulle kan ongelukkig nie vanmiddag die partytjie bywoon nie. Ja, ons kuier by al die cinemas landwyd. So kom sê asseblief vir ons in persoon, hallo. Asai, sterkte julle. Cheers, Paul. Die damwal is in 1923 voltooi. Destyds is 250.000 sakke sement gebruik om die wal te bou en 'n hele paar ton klip moes plek maak vir die tonnel. Die damwal is sowat 150 meter lank en 60 meter hoog. En die triomfboog wat gebou is volgens die Romeinse argitekstyl simboliseer dan die ingangspoorte na die dorp. Hartebeespoort kry sy naam letterlik van die rooi hartebeeste wat destyds deur hierdie omgewing se natuurlike poort getrek het. Die 101 meter lange brug is net breed genoeg vir eenrigting verkeer en die gewag om dit oor te steek het gelei tot 'n stopplek vol nostalgie. Kyk, Tanmali se winkel is omtrent so deel van die dorp soos wat Cowboys deel van Kroeks is. En jy kan nie in Harties kom kuier sonder om eers hier in te loer nie. Tydens die bou van die dam was die gebou eers 'n handelshuis en poskantoor waarna Waterwese dit oorgeneem het. En in 1985 het Tanmali amptelik haar deure oopgemaak. Ja, en soos ek die storie het, was die oorspronklike Tanmali nooit die eienaar van die winkel nie, maar sy het wel gesorg vir al die resepte. Dis korrek, Paul. Haar dogter was die oorspronklike eienaar wat met die resepte aangegaan het van haar ma af. Maar hoekom dink jy het Tanmali so instelling geword hier in Harties? Dis tradisioneel reg Suid-Afrikaans en Tanmali het haar Suid-Afrikaanse resepte, ou resepte van haar ma se tyd af, het sy behou en deurgebring na die kliënt. En die besoekers wat hier is, kry eintlik die atmosfeer van Tanmali nêrens anders nie. Ja, Jan, jy het met 'n skoon honger gepraat. So ek dink ons moet gaan kyk wat is op die spyskaart vir vandag se partytjie. Ons chefs vir die dag was goed op dreef. Godfrey Chwaramakanda was aan die stuur van ons voorgereg. Hallo Godfrey, jy lyk goed aan die gang met ons voorgereg. Wat maak jy? I'm making a nachos, but for the meantime, I'm making a guacamole. Dit lyk alles baie maklik. Kan ek help? Yes, you are welcome. Carmen het haarself nie 2 keer laat nooi nie. Eie, suurroom en soetrusie sous sorg vir die geur en die suurlemoen verhoed dat die avokado verbruin. Dis so maklik soos 1, 2, 3.
Jo, dis harde werk, né? Put a lot of power, mash, 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 Some mash. power. Yes. Mash, 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 mash. Asai, en daar het ons guacamole. Hy is so maklik om te maak, mense hoef hom nie te gaan koop nie. Hallo Rona. Carmen, hoe gaan dit? Drankie en sal. Goed, dankie. Dit ruik baie lekker. Wat gaan nie aan? Man Carmen, weet jy, ons het op die vuur het ons skaapstertjies en 'n paar stukkies steak. En dan het ek sommer vir ons gewone boontjies gevat met 'n bietjie green pepper en eie vir 'n slaaitjie wat ons daarby gaan eet. En ons gaan nou gemaalde soutvleis maak met 'n deegie om. Watse bestanddele het ons? Ons het 'n koppie meel wat ons ingooi. En dan het ons ook 1 eier. En dan gebruik ons 'n bier vir die resep. Dit is deel van jou reismiddel vir die deegie. Kan ek jou help? Ja, asseblief. Wat sê? En dan gooi ons nou 'n bietjie bier in en dan gaan ons alles net bymekaar meng. Maklik. Sê, hy lyk vir my reg. Kom ons gaan olie toe. Die soutvleis word dan in die slapdeeg gedoop en in diep vet gebraai. Dit lyk baie lekker. Dis definitief nie vir die wat lyf dophou nie, maar daar's niks fout met 'n bietjie kil nie. Na die breek versamel Carmen kaas en kruie uit die omgewing terwyl Paul 'n draai by die Pretville dorpie maak. Ons Pasella in Noordwes en Fynkam Hartbeespoortdam, maar die dorp het ook 'n goeie skeut Franse flair. By die dorpie Pretville en die koffiekafee French Toast het nou wel begin as filmstelle, maar vandag is dit baie gewilde toeristebestemmings. Vervaardiger en fliekmaker Paul Creer is die meesterbrein agter die filmstelle wat nou ook as besighede bedryf word. Maar wat sou jy sê is French Toast se geheim? Daar's 3 woorde wat hulle noem: location, location, location. En die ander ding natuurlik is ons voorbereiding van ons kos. Ons French toast is baie uniek. Dit lyk soos koek. Maar ek het in plaas van French toast vir jou iets baie unieks voorberei en dit is 'n lekker croissant en die resep kom uit Parys uit. Nie die Vrystaatse Parys nie, die regte een. Wow. Ek het jou gesê, smelt omtrent in my mond. Wanneer as ek so kyk, is hier nou baie meer slotte as toe ek voorheen nie gekyk het. Hier staan so 1700 slotte. Wat mens doen is, jy kom sluit jou liefde vas hierso en dan vat jy jou 2 sleutels. Die een gooi jy in die dam en die ander een in die fontein. Dat as jy dalk beklei, miskien op 'n Vrydag of 'n Saterdag aand, dan kom haal jy die fonteinsleutel uit, maak jy maar weer oop. Elke slot het natuurlik 'n baie unieke storie en 'n baie mooi storie agter hom. Maar kom ek vat jou na Pretville toe, waar dit alles begin het. En ek maak vir jou die lekkerste Pretville melkskommel met skop. Jy. Oh, wel, daar's jou pink milkshake. Dit moes gevra vir pink. Nee, ek soek die bloue. Ja, maar pink is die nuwe blou. Nee, gee vir my nou die ou blou. Okay. Die wêreldklas filmstel was 'n eerste vir die plaaslike rolprentbedryf. So hierdie is deel van die oorspronklike haarsalon in die film Pretville. So ons het hom so behou vir die mense as hulle die dorpie kom besoek as 'n toeriste aantreklikheid. Maar ek dink jy moet dalk eers kom sit hier vir 'n knippie hierso of selfs 'n blaas hierso. Ek dink ek kan doen met 'n perm. Blou se daar. Ek sit hierso. Wat sê? Cheers. Kyk, dit voel so 'n bietjie soos 'n museum hier binne. Wat beteken Pretville vir 'n dorpie soos Hartbeespoort? 'n Filmstel soos Pretville beteken baie vir Hartbeespoort. En dit lok natuurlik toeriste en dit lok die industrie nou. Ons het al hoeveel keer gehad dat filmspanne by ons kom skiet. En ek dink as ons op die einde van die dag Hartbeespoort op die map kan sit en Charlize Theron kom drink 'n milkshake saam met Steven Spielberg, hoekom nie? Wel, as die bekennis kom, beter ek op my beste lyk. Geloer julle in by Carmen. Sy het kaas vir die nachos gaan kry en daarvoor by die Van Galens aangeklop. Die familie het in 1990 vanaf Nederland na die area geëmigreer en hulle voorvaders se resepte saamgebring. In 1994 is Van Galen kaasmakery amptelik as besigheid geregistreer. Erik, dit lyk vir my jy's die man wat ek wil ken hierso. Ek dink jy is reg, ja. Ek gaan vir jou presies wys wat gaan aan hier. Julle maak al 2 dekades lank Nederlandse kaas. Wat is julle spesialiteit? Ons maak 'n boeregouda volgens Nederlandse tradisie en dit is ons al 20 jaar maak. Kyk, laat ons begin proe. Reg, ons begin met 'n jong kaas. Ek vat 'n jong boeregouda. Ek sny vir jou 'n stukkie af. Vat sommer daarso, dan proe jy sommer daarso. Dis nie so sterk geur hierdie nie. Volgende wat jy geproe, tipiese Nederlandse kaas. Dit is ons komynekaas, Jira in Suid-Afrikaans. Dit is 'n heerlike kaas op brood. Asseblief. Dankie.
Dankjewel. Dankiewel. Hierdie is 'n baie sterk kaas. So watse kaas sal jy vir ons nachos aanbeveel? Ek dink ons probeer die jong kaas, dit gaan die smaak baie komplementeer, dan kom die smaak van die nachos baie lekker uit. En dit is joune. Baie dankie. Mooi bly. Gelukkig is Erik 'n bok vir sport. Van kyk waarmee stap ek nou hier uit. Maar daar is nog net een ding wat ons nodig het om ons partytjie daai ekstra geur te gee. Die plant- en kruiekoningin Margaret Roberts het meer as 40 jaar se ondervinding op die gebied. Paul was Carmen een voor en het eerste kennis gaan maak. En Margaret, jou naam is sinoniem met kruie, speserye en boerderate. Waar kom jou liefde daarvoor vandaan? Dit het met my ouma begin. Sy het van Skotland gekom, sy het al haar raad saamgebring, sy het ons geleer hoe om suurlemoen in ons vleis in te sit vir 'n lekker smaak. Een van haar staatmakers uit die tuin is van Australiese afkoms en het meer as 95 gebruike. Niemand kan sonder 'n tea tree bly nie. Ek gebruik ook self baie tea tree oil. Veral koosblare, veral op jou toenails of daar enige fungus is. Nie dat ek het nie. Maar werk. Die stevia-plant is oorspronklik van Suid-Amerika en is stroopsoet, 'n baie gesonde plaasvervanger vir suiker. Ja, hy is soet. Ek kan Ag eintlik nee, glo nie. Paul, jy kaap nou my hele kuiertjie saam met Tannie Margaret. Ek het al die beste wenke by haar gesteel het. Maar ek wil ook 'n paar hê. Tannie, ek weet dit is nou soos om te vra om te kies tussen kinders, maar sê vir my, wat is Tannie se gunsteling kry op die oomblik? Op die oomblik is dit stevia. En dit is nie net vir die seker smaak nie, dit is 'n groot medisyne plant ook. Dit werk op die hoë bloeddruk en ook op cholesterol. So ons kan dit by ons sjokolade nagereg sit. Maar net 'n bietjie gebruik want dit is baie sterk. Om te verseker dat ons hoofgereg nie tekort skiet aan geur nie, stel Margaret basiliekruid, oreganum en roosmaryn voor. Dis 'n laaste stukkie. Dankie Tannie, ek moet hardloop voordat ek al die gekookery mis. Ja, maar sterk daarmee. Ons nog 'n bietjie verder kuier. Bye. Bye. Terwyl Rona met die nagereg doenig is, het Dousie kaiings op die kole gegooi. Azai. Hier is die kaas en die kruie. Rona, dis die eerste keer wat ek sien ons maak 'n nagereg met 'n jaffelpan. Man Carmen, weet jy, dis gewone breinbrood wat ons gebruik wat ons botter aan beide kante smeer. En nou vat ons gewone sjokolade smeer wat jy op brood smeer. En dan koop jy sommer gewone sjokolade. Jy maak hom presies soos 'n jaffel. Dit is so maklik. Gaan julle aan met die jaffels? Ek gaan saam met Godfrey nachos bou. Alles word in laag gepak. Eers die nacho skyfies, dan die soetrusie sous, gevolg deur ons van Galen se jong kaas en Margaret Roberts se kruie vir garnering. Laaste, maar nie die minste nie, die guacamole. En voilà, kos is op die tafel. Hallo. Hey. Jy's laat. Ek's jammer. Howdy partner. Hierdie tafel lyk fantasties. Maar sien dat ons nou lekker kos het en lekker mense, kort ons nog net een ding. Dousie, musiek. Ons gooi. Okay, ek moet altyd werk as ek op plekke kom, maar dis okay, ek sal dit so doen. Sogomani, siego ye. Sogomani, simlandele. Sogomani, siego ye. Sogomani, simlandele. Nkolo. Ungumalusi wami uqalisa umphefumulo wami thandaza